Ons het verlede week gepraat oor die goedheid van God en die getrouheid van die Here. En ons het gesê dat hoekom ons God kan vertrou. Nee, hy is aan. Dankie. Hy's net skuins vanoggend. So ons het gesê dat ons weet dat ons op God kan vertrou omdat die Here betroubaar was in die verlede, omdat die Here betroubaar is vandag en omdat die Here betroubaar is in die toekoms. En vandag is ons by 'n ander gedeelte wat gaan oor is God genadig. Dat ons praat oor die genade van God. So as jy vanoggend op 'n plek is in jou lewe waar jy voel dat jy het 'n bietjie hoop verloor, of dat daar is goed wat uitdagend is in jou lewe, of dat jy die hulp van die Here nodig het, dat jy miskien hartseer is, dat jy miskien seer het, dat jy miskien stikkend is, dat jy enigiets ervaar wat nie vir jou lekker is nie, dan hoop ek dat vanoggend se boodskap vir jou iets sal wees waarin jy weer die genade van God kan ontdek. 'n Genade so onbeskryflik groot. En Amazing Grace is 'n ongelooflike lied. Ek weet nie of julle weet waar dit vandaan kom nie. Die ou was 'n seevaarder, hy het op 'n skip gewerk. Maar ongered soos 'n hoekbal. Goddeloos verby. En daar was 'n storm wat in daardie een aand op die see was en hy het na God geroep en gesê dat God hom moet red, nee? Hy het nog nooit eers met God gepraat nie en God doen dit. En daai ou skryf Amazing Grace. Van hoe groot God se genade vir elkeen van ons is. Maak nie saak waar jy in jou lewe is nie, maak nie saak waar jy jou bevind nie, maak nie saak wat die situasie is nie, dat God se genade groter is as enige van ons omstandighede. En dat ons altyd op God kan vertrou, want dit is waaroor ons verlede week gepraat het. En dan gaan ons gedeelte lees uit 'n boek wat ek glo julle al almal gelees het en wat jy nie kan wag om weer te lees nie, en daardie boek se naam is Klaagliedere. Wie van julle het dit al gelees? Lamentations in die Engels, né? En dan skryf Jeremia, dan skryf hy oor al hierdie goed wat gebeur het. En dan in hoofstuk 3, dan sê hy, mense kom teen hom. Mense is onregverdig, die lewe is nie regverdig nie. Daar is soveel goed wat met hom gebeur. En dit lyk nie of die Here omgee nie. En partykeer dan voel ons dieselfde. Ons weet nie wat die lewe vir ons inhou nie, ons weet nie hoe ons die rekeninge gaan betaal nie, ons weet nie hoe ons die ligte gaan aanhou nie, ons weet nie, daar's 'n klomp vrae wat ons het. En partykeer lyk dit vir my en vir jou of God nie omgee nie. Want ons situasie verander nie, alles bly dieselfde, en elke dag is presies dieselfde, en dit is hoe hy ook gevoel het. Maar dan skryf hy in hoofstuk 3 vers 19, dan skryf hy die volgende, hy sê, wanneer ek aan my pyn en hartseer dink, dan word ek bitter. Wie was al bitter oor julle pyn en julle situasie? Steek op jou hand, okay? Ek wys nie wat julle moet doen nie, ek erken dit, nee? Right? Want ek was ook al daar. Ek sal nooit ooit vergeet van hierdie slegte tyd nie. Tog is daar een ding waarop ek kan reken, en waarop ek altyd sal hoop. Deur die Here se troue liefde is ons nie doodgemaak nie. Hy hou nooit op om vir ons om te gee nie. En dan is daar een van hierdie goed waaroor ons gaan praat vanoggend. Dit is een van hierdie ongelooflike aspekte van God, een van sy kragtigste eienskappe. Sy genade het geen einde nie. Op u ontferming kan 'n mens altyd vertrou. En dan is daar hierdie wonderlike vers wat sê, dit is elke oggend nuut. Dat die genade van God hou nooit op nie. Daardie Hebreëse woord is gesed. Gesed is eintlik, dit is 'n verbondsliefde.
Dit is 'n konstante, ewigdurende liefde van God. Verbondsliefde. Wanneer God 'n verbond sluit met mense, dan is daar niks wat dit kan verander nie. Toe God 'n verbond gesluit het met Abraham, wat was Abraham se aandeel? Hy het geen aandeel gehad nie. God is die een wat die verbond sluit. Met ander woorde, dit kan nooit ophou nie. Deel van hierdie verbond van God is compassion, liefde, omgee, getrouheid. Dit is iets wat elke dag nuut is. Die genade van God is elke oggend nuut. Hy sê dit, ten spyte van alles wat gebeur, ten spyte van al die goeders rondom my, is die genade van God nuut elke oggend. En daarom is die tema van vanoggend se boodskap hoop wanneer jy seer het. Kom ons bid saam. Here ons God, ons dank U Here vir U goedheid. Ons dank U Here dat ons in geloof in U openbaar kan bely. Dat ons kan bely dat Jesus Christus die Seun van God is. En dat ons ook kan bely dat U hom uit die dood uit opgewek het. Ons dank U Here dat U genade elke dag nuut is en ons vra dat deur U Heilige Gees ons weer vandag oortuig sal word van U genade en U liefde en U getrouheid teenoor U kinders. Ek bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. So wanneer ons praat oor die liefde en die genade van God, of kom ek sê dit so, wanneer ons praat oor die eienskappe van God, dan is daar 'n klomp verskillende eienskappe. Met ander woorde, ons weet God is getrou, ons weet God is liefdevol, ons weet God is genadig, ons weet God is altyd by ons, ons ken die persoon van God, ons ervaar sy liefde, ons ervaar sy vergifnis, maar dan is daar ook 'n ander kant van God, en dit is dat God is heilig, dat God is regverdig, en dat God verwag dat ons in lyn met sy woord moet leef. So, baie keer dan dink mense, wanneer ons aan God dink, dan dink ons aan al hierdie goeders en ons gooi dit saam. Dis half amper soos potjiekos, né? Alles kom bymekaar. Dis alles in een pot. Maar tog is dit belangrik dat ons moet onderskei tussen verskillende van die eienskappe van God. En dat ons God kan verstaan vir wie hy is. En ons gaan vanoggend oor 3 van daardie eienskappe praat. Die eerste ene is, ons gaan praat oor geregtigheid. Dan gaan ons praat oor genade en dan gaan ons praat oor ontferming. Want in Engels het hulle 2 woorde vir genade. Ons het net een. So hulle het mercy en grace. Okay, so ons moet dit probeer om onderskeid te maak. So ons praat oor die geregtigheid van God, dan praat ons oor die genade van God en dan praat ons oor die ontferming van God. Wat is geregtigheid? Geregtigheid is wanneer jy kry wat jy verdien. So ons wil hê dat as mense iets doen teen ons, dat geregtigheid sal geskied. Maar ons wil hê dat wanneer ons iets verkeerd doen, dat ons die genade van God kry. Genade is wanneer jy kry wat jy nie verdien nie. So met ander woorde, God gee vir jou iets ten spyte van dit wat jy verkeerd gedoen het. So jy kry iets wat jy nie regtig waar verdien nie. Ontferming is wanneer jy nie kry wat jy verdien nie. So daar's daai onderskeid wat ons moet maak. Ons praat van die geregtigheid van God, dat mense kry wat hulle verdien. Ons praat van genade, dat jy kry wat jy nie verdien nie. En ons praat van ontferming, dat jy nie kry wat jy verdien nie. So hoe breek ons dit af? Kom ons stel so, jy is nou op pad Johannesburg toe, en jy is laat vir jou vergadering, en ons weet almal waar sit die spietkops, maar jy hoop en bid, hy sit nie daar vandag nie, en hy doen. En dan vang hy jou. So wat verdien jy? Jy weet, jy het nie genoeg geld in jou beursie nie, so jy verdien om die kaartjie te kry. Okay? Dis wat jy verdien. Maar dan sê hy vir jou,
ag ek voel goed vandag en ek gaan nie vir jou vra dat jy moet betaal nie. So met ander woorde, jy kan maar gaan. Maar hier is vir jou 'n voucher by die mall in Centurion. Okay? Ek weet, imagine dit net, okay? Dit sal nooit gebeur nie. So hy gee nie vir jou wat jy verdien nie. Hy laat jou gaan want jy ontvang nie wat jy eintlik moet kry nie. En dan gee hy vir jou iets wat jy nie verdien nie. En dit is hoe ons moet kyk na hierdie gedeelte, want die vraag wat ons vir onsself moet afvra is, wat verdien ek en jy? Wat is dit wat ons eintlik verdien? As jy gaan lees in Efesiërs hoofstuk 2, skryf Paulus hierdie gedeelte, en wat hy doen is, hy kontrasteer ons situasie, ons lewe, ons geestelike lewe, in vergelyking met dit wat God eintlik wil hê ons moet leef. Nee? En dan hierdie is nou nie lekker gedeelte nie, maar dit sê in Efesiërs hoofstuk 2 vers 1, dan staan daar: Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte. So met ander woorde, julle was dood, julle was ongehoorsaam aan God, maar nie net was julle ongehoorsaam nie, julle was kinders van die duiwel, want julle het gedoen wat hy het. Nou niemand, dit beteken nie jy is satanis nie, maar jy luister na die vyand. Jy doen wat hy vir jou sê. En dan gaan hy verder, hy sê, so het ons trouens vroeër ook almal gelewe. So hy sluit homself daarby in. Hy sê nie dit is net julle nie, hy sê hy was presies dieselfde. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. En vanweë ons sondige natuur sou ons net soos ander mense deur God gestraf moet word. So wat hy vir ons sê is, hy sê vir ons, in ons vroeë lewe, voordat ons Christene geword het ons ver van God af gelewe, maar nie net dit nie. Ons het nie net geluister na dit wat God vir ons sê nie. Ons het nie geluister daarna nie, maar ons het geluister na die duiwel en wat hy vir ons sê. Daar was hierdie kontras tussen wat ons veronderstel is om te wees, wat God wil hê ons moet wees, en ons verdien die straf van God. So nou het ons baie mense wat nou preek oor wie God is, en kyk as jy baie mense in jou kerk wil hê, nee, dan moet jy net praat oor die liefde van God. En dat God vir jou, as jy nou vanoggend, wil ek nou net vir jou sê, as jy nou vanoggend R100 in die bordjie gooi, dan sal die Here maandag R1000 in jou bankrekening inbetaal. So wie gaan R100 ingooi? Maar dit is wat gesê word. Want hulle praat net oor die goedheid van God en oor die liefde van God en al daardie dinge, en dan ewe skielik kom ons nou op 'n plek waar ons sê, maar God kan ook kwaad wees. God kan ook woede hê. So hoe is dit moontlik dat aan die een kant is God hierdie liefdevolle God en aan die ander kant is God iemand wat kwaad is? Dink aan jou eie situasie. Dink aan jou kinders. Jy is kwaad dat jou kind vir jou gejok het, maar jy het nog steeds liefde vir jou kind. Jy is kwaad nie vir die kind nie, maar vir die sonde, vir die daad. Dit beteken nie dat jy minder lief is vir jou kind nie. En wanneer God na die mense kyk, wanneer hy na die wêreld kyk, dan is God terselfdertyd lief vir sy kinders, maar hy haat die sonde. Hy haat die goed wat sleg is, wat mense seermaak. Hy haat dit as mense goed doen wat teen sy woord is. Met ander woorde, dit beteken nie God is nie meer lief vir jou nie. God is nog steeds lief vir jou, maar hy hou nie van die goed wat ons doen nie. So ons moet baie mooi verstaan dat al hierdie eienskappe van God het 'n invloed oor hoe hy kyk na ons en hoe ons ook moet lewe voor hom.
Dat ons kan weet dat God is genade, maar dat ons nie God se genade uitbuit nie. God se genade beteken nie ons kan maak net wat ons wil nie. Ons moet ook weet dat God is heilig en hy is regverdig. So hy gaan ook vereis dat ons verantwoording doen vir al die goed wat in ons lewe gebeur. Jy's regtig waar vry om te kan kies. Enigiets, maar jy is nie vry van die gevolge van jou keuse nie. Okay, so ons moet daai ding baie mooi verstaan. Dat baie keer dan, jy sien dit in die Bybel ook, jy sien dat Dawid het 'n keuse gemaak, maar God het vir hom gesê, okay, jy het die keuse gemaak, maar jy gaan die gevolge dra. So jy is nie vry van die gevolge nie. Jy kan kies wat jy wil, maar die gevolge loop saam met jou. En die vraag is nou, wat kry ons as kinders van God? Want Efesiërs gaan verder, dan skryf Paulus in vers 4, dan sê hy hierdie twee woorde. Hy sê, maar God. Maar God. Ten spyte van dit wat hy gesê het in vers 1 tot 3. In vers 1 tot 3 het hy gesê, ons is ver van God af, ons doen nie wat hy vir ons sê ons moet doen nie, ons verdien God se straf. En dan kom hy in vers 4 en hy sê, maar God is ryk in barmhartigheid en hy het ons innig lief. Nou daai lief wat daar so is agape. Dit beteken 'n sterk, intense, persoonlike liefde wat God het. Dis wat agape beteken. Maar dan sê hy, dan sit hy hierdie innig van, en toe ek dit lees, toe dink ek by myself, hy wil ons so verseker van God se liefde, want hy sê, God het ons innig, hy het ons diep lief met 'n persoonlike liefde. En hy is barmhartig. En deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Selfs al verdien ons die straf, is God regverdig. En hy gee ons wat ons nie verdien nie. En ons kyk na mense rondom ons en ons sê maar, God is nie regverdig nie. Want mense doen goed aan ons en hulle kom weg daarmee en dit lyk of alles met hulle goed gaan en dit lyk of God nie regverdig is nie. Maar ek moet vir jou een ding sê. Miskien moet ons sê, dank God dat hy nie regverdig is nie. Want ons verdien nie die genade van God nie. Hy gee dit vir ons omdat hy ons innig liefhet. As jy 'n kind van die Here is, as jy bely dat Jesus Christus die seun van God is, as jy glo met jou hart dat God hom uit die dood uit opgewek het, dan sê die Bybel vir ons, God het jou innig lief met 'n diep persoonlike liefde en hy gee jou nie wat jy verdien nie. Dank God, hy is nie altyd regverdig nie. Hy gee ons 'n kans. Want sy genade is nie vir ons elke dag. Sy genade was nie gister, is vandag en sal môre wees. Dit is wat hy vir ons gee. Baie mense dink dat hulle siening van die Bybel, begin by Genesis hoofstuk 3 en eindig by Openbaring hoofstuk 20. Weet julle wat in Genesis hoofstuk 3 gebeur het? Eva het die appel geëet. Okay? Dit was nie Eva se skuld nie, dit was Adam se skuld. Want Adam het langs haar gestaan. En God het vir Adam gesê, jy mag nie hiervan eet nie, so jy is veronderstel om jou vrou te beskerm, en daar staan hy, soos 'n getroue, gehoorsame man behoort te wees, en toe te laat sy vrou al die besluite neem. En sy oortuig hom, dat hierdie is 'n wonderlike appeltjie, en dan eet hulle dit, en dit is waar baie mense dink, dit begin daar, waar die mense gesondig het, en God is kwaad, en dit eindig in Openbaring hoofstuk 20. Openbaring hoofstuk 20 gaan oor daardie gedeelte waar die Satan oorheers en dan kom Christus en dan kom die oordeel.
Maar dis nie waar dit begin nie. Die woord van die Here begin by Genesis hoofstuk 1 en eindig by Openbaring hoofstuk 22. En in Genesis hoofstuk 1 het God gesê, laat ons maak, laat ons sterre maak, laat ons bome maak, laat ons diere maak, laat ons die grond en die see van mekaar skei. En God kyk daarna en hy sien, die voëls is goed en die hemel is goed en alles wat hy gemaak het is goed. En dan maak hy die mens. En hy sê dit is baie goed. Dit is waar God begin het, om 'n verhouding te hê met elkeen van ons. En dan sê die Here vir die mense, geniet alles. Jy kan kaal rondloop. Jy kan maak net wat jy wil. Moet net nie van die ding eet nie. Een opdrag. En tog kies die mens sy eie waarheid, sy eie weg, sy eie lewe, dat hy soos God sal wees. En dan sê die Here, maar as gevolg van jou keuse is daar gevolge. Jy sal met pyn kinders in die wêreld bring. Jy sal jou brood verdien in die sweet van jou aangesig. Daar sal dussels en dorings wees. Daar sal dorings wees. En daar was. En Christus het alles gevat en op homself geneem om vir ons die regverdigheid van God te kan gee. Dat sy genade vir ons nuut is elke dag. Daar's 'n interessante storie in die Ou Testament. In 2 Samuel hoofstuk 24 vers 14. Daai hele gedeelte gaan oor, het jy al gehoor, daai gedeelte waar Dawid die sensus gedoen het. En laat hy die mense laat tel het van Israel. Hy het Israel laat tel en hy het Juda laat tel. En dan kom die Here na hom toe. Dan sê hy vir hom, dit wat jy gedoen het is verkeerd. Dit was 'n verkeerde ding om te doen. En as gevolg daarvan het jy 3 keuses wat ek gaan doen. Of daar gaan hongersnood wees, dis die keuse wat jy kan hê. Daar gaan hongersnood in jou land wees, of jy gaan vir 3 maande lank deur jou vyande gejaag moet word, of ek gaan vir 3 dae 'n plaag stuur deur die hele volk. 2 van daai goed het eintlik met mense te doen. En die derde een het met God te doen. En dan sê Dawid hierdie volgende, hy sê, Dawid het vir God geantwoord, dit was die profeet wat na hom toe gekom het, hy het gesê, ek is in 'n hoek gedryf. Dan sê hy hierdie woorde, laat my liewer in die hand van die Here val, want sy genade is groot. Ek wil nie in die hand van mense val nie. Dat ten spyte van sy sonde, ten spyte van die keuse wat hy gehad het, sê hy eerder, laat ek eerder in God se hande val, en nie in mense se nie. Want hy het geweet, God is barmhartig. God is genadig, God is regverdig, maar God het ook liefde. Laat ek eerder in God se hande val. Want mense gaan my dalk nie so goed hanteer nie. En die vraag wat ons vir onsself moet afvra is, hoe hanteer ons mense wat 'n fout gemaak het? Hoe hanteer ons as mense in ons hande val? Of wil hulle ook eerder sê, laat ek eerder in God se hande val? Net nie in die mense van die kerk nie. Net nie in mense wat sê dat hulle Christene is nie. Want God se genade is vir almal bedoel. Maar nie almal kry dit nie. Maar God wil hê dat as mense hiernatoe kom, dat hulle die genade van God sal ervaar. In die Ou Testament dan sê die Here, hy sê ek wil vir julle wys wat beteken my genade. Julle gaan vir my 'n tempel bou. Hier is hoe lank die balke moet wees. Hier is die tipe hout wat julle moet gebruik. Die goud moet daar kom, die silwer moet hier kom, die brons moet hier kom. So hierso is die voorportaal, nê, waar almal bymekaar kom. Ja, hier kan jy koek en tee, nê, en dan gaan jy hierso in, dan is hierso is waar die badkamers moet wees, maar in die middel van die tempel moet daar 'n genade troon wees.
waar die offers gebring word. Want in my huis wil ek hê dat mense genade sal kry. Dat in die middel van my huis is die plek waar mense my hart kan sien, en dit is dat ek genade het teenoor mense wat sondig is en wat God nodig het. Dat ons God kan uitleef, dat mense hiernatoe kan kom om die genade van God te kan kom ontvang. Jakobus 2 vers 13 sê vir ons, maar barmhartigheid triomfeer oor oordeel. Dat God wil hê dat wanneer jy na my huis toe kom, dat wanneer jy die offer bring, dat wanneer jy voor daardie altaar staan, dat jy sal weet dat hierdie is die plek waar my hart is en hierdie is die plek waar jy genade kan ontvang. En dit is die vraag wat ons moet vra is, wat is ons boodskap? Wat is ons boodskap vir die ouens wat hier verbyloop? Wat is ons boodskap vir die mense wat hiernatoe kom op 'n Sondag? Deel ons die genade wat God vir ons gegee het met ander. En hoekom moet ons dit doen? Want ons het soveel genade ontvang. God het dit vir elkeen van ons gegee. Dat ons nie moet oordeel nie. Dat ons mense moet ontvang in sy gemeente, dat hulle moet deel wees, dat hulle moet gemaklik wees om hiernatoe te kom. Draai jouself net toe met iets, want ons is nie meer in Eden nie. Okay? Maar kom hiernatoe. Kom ontvang die genade van God. Kom beleef wie God is. Want ons sal dit vir julle gee, want ons het soveel meer ontvang. Maar ons wil hê die genade van God, maar ons wil hê dat ander mense die geregtigheid van God ervaar. Daardie persoon wat jou te nagekom het. Daardie persoon vir wie jy nie lief is nie. Ons boodskap moet wees en kom met jou pyn, kom met jou gebrokenheid, kom met jou sondigheid, kom met jou onsekerheid, kom met jou disfunksie, kom met jou porn addiction, kom met jou afguns, kom met jou skuld, kom met alles wat jy het, kom net. Dit beteken nie ons gaan nie die waarheid vertel. Want ons mag nooit wegbeweeg van die waarheid van God se woord nie. Maar almal is welkom. En die vraag wat ons vir onsself moet vra, is die mense welkom in ons gemeente? In ons kerk? Is die mense welkom om hiernatoe te kom, om onder die woord van God te hoor? Jy is welkom, kom met al jou vrae, kom met al jou ingewikkelde goed, kom met al jou twyfel, kom net. Want soos wat ons genade van God ontvang het, so sal ons dit gee vir ander mense. Maar ons wil die genade van God hê, ons wil die ontferming van God hê, maar ons wil hê dat ander mense die geregtigheid van God moet kry. Ons verdien die geregtigheid van God. Ons verdien God se straf, maar deur Jesus Christus maak hy ons lewens nuut. Deur Jesus Christus gee hy vir ons die geleentheid om te kry wat ons nie verdien nie, en dit is die geregtigheid van Christus. Die vryspraak van Christus. Die heerlikheid van Christus, die vergifnis van sondes, dis wat ons ontvang. Ons verdien die dood en die straf van God. Want Paulus sê vir ons, hy sê, niemand is regverdig nie. Almal het tekort geskiet aan die genade van God en die heiligheid van God. En tog is ons hier vanoggend. Omdat God se genade baie groter is as sy oordeel en soms sy regverdigheid. Gee ons dit vir ander mense. Gee ons dit vir daardie mense wat ons te nakom. Wat ons goed vat. Wat mense doodmaak. Wat mense verkrag.
Is ons bereid om genadig te wees teenoor daardie? Ja, hulle sal die gevolge dra van wat hulle gedoen het. Maar is ons bereid om te sê, maar as jy vandag, maak nie saak wat jy in jou lewe gedoen het nie, as jy vandag jou lewe vir die Here gee, is dit wat jy gedoen het verby. Onthou wat ons een Sondag oor gepraat het, daai van die merk, né? Ek het so 'n prentjie hier van 'n boogskut ding hier teen die bord gehad. As jy die kolletjie mis met 'n millimeter of met 'n kilometer, jy mis die merk en dan verdien jy die straf van God. Maar ons dink ons is nader, ons is dan nie so sleg nie, né? Ons verdien God se liefde, nie ons dit nie. Maar God gee dit vir ons omdat hy ons innig lief het. En dat hy vir ons sê, my genade is genoeg. En my genade is nuut elke oggend. Gisteroggend, vanoggend en môre. En is ons bereid om dit vir ander te kan gee? Is ons bereid om ander mense te kan vergewe? Ten spyte van al jou uitdagings wat jy het vandag, kan jy dit weet, dat God jou nooit alleen los nie. Want dit is sy belofte. Sy belofte sê vir ons, hy los ons nooit alleen nie en hy sal ons nooit verlaat nie. En partykeer dan voel dit vir ons of ons teen die plafon vasbid en dan weet ons dat die woord van God sê vir ons in Romeine hoofstuk 8, hy sê vir ons, sy Gees bid namens ons en pleit vir ons. En Christus staan voor God en hy sê, wanneer God na ons kyk en hy sê, maar julle verdien die straf, dan sê Christus, ek het klaar die prys betaal. Ons ontvang die genade van God. Ons ontvang die ontferming van God. En partykeer moet God regverdig wees in ons lewe en ons straf vir die goed wat ons verkeerd doen, dat ons die gevolge dra. Maar sy liefde vir ons hou nooit op nie. Sy genade is nuut elke oggend. En dit is wat ek wil hê jy moet huis toe vat vandag, dat maak nie saak wat gebeur nie. Môreoggend wanneer jy opstaan, dan sê die Here vir jou, my genade vir jou vandag is nuut. Dis nie gister se nie, dis nuwe genade. Ontvang dit. Maar kom ons deel dit ook met ander. Dat as mense na hierdie kerk te kom, in hierdie gemeente is, dat ons niemand sal oordeel, maar dat ons die waarheid sal praat, maar dat ons genadig sal wees, soos wat God met ons genadig is. Here, ons dankie, dat ons ook kan weet, Here, dat u genade vir elkeen van ons nuut is elke oggend, dat u vir ons gee wat ons nie verdien nie, dat u 'n regverdige en 'n heilige God is. En Here, help ons ook dat ons mense sal wees van genade en van omgee, dat ons hulle wat ver van u af is, sal verwelkom, omdat ons soveel genade ontvang het, dat ons dit ook met ander sal deel. Ek bid vir elkeen van hierdie gemeente, Here, dat u met hulle sal wees, dat u hulle sal lei en beskerm, en dat hulle ook sal besef, u genade is elke oggend nuut. Ek bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Ons vra vir die diakens om net